weet die onderwerp van geloof. Die onderwerp van geloof is 'n baie, kan 'n baie eerie onderwerp raak. Want so verskillende goed word sorteer onder geloof, wat eintlik nie onder geloof moet sorteer nie. En omdat ek self met die begrip geloof gestoei het ek gaan kyk vir myself 'n paar jaar terug oor wat is geloof. En as baie boeke geskryf oor geloof, maar ek hou daarvan om na die bron toe te gaan. Want jy kan nie verder as dit gaan nie. Gaan so ver terug as die bron, dan weet jy wat is geloof. Dan hoef jy nie te wonder wat is geloof. Enigiets buite dit is dan nie geloof nie. Maar kom ons bid saam. Here Jesus, U is die opperbevel. U, die Vader en die Heilige Gees, is die bevelstruktuur onder wie ons wil wees. Ons buig ons knieë vanmôre voor U. Die Allerhoogste, die Almagtige, die Alwetende, die Alomteenwoordige. U is in ons midde. En ek vra dat U in my en deur my sal praat, dat U woorde sal praat. U kan dit doen, U het 'n manier om dit te doen, om met ons te praat, op verskillende maniere. Praat met ons elkeen vanmôre asseblief, en maak ons ore oop. Besny ons ore vanmôre, dat ons sal hoor, wat U vir my sê. Dat ons U stem sal hoor, en onderskei, tussen die baie stemme en die baie geraas in ons binneste, en van buite af. Ons sê vir U baie dankie, dat met dit wat U vir ons aanbied, redding in elke opsig, dat ons niks daarby kan voeg, of niks daarvan kan wegneem nie, maar redding is deur U aan mekaar gesit, met spesifieke elemente. The creating forces of your own voice, wat geaktiveer moet word deur geloof. Ons buig ons voor die Here. Help ons om te verstaan. In Jesus se naam. Amen. Nou geloof. Die woord sê, without faith it is impossible to please God. Dit is onmoontlik om God om guns by God te wen, of guns by God te hê, sonder geloof. Dis in Hebreërs 11 vers 6, die eerste deeltjie van die vers. En die tema van vandag is geloof. En ons gaan kyk na, ek verskoon my as ek Engelse terme tussen gebruik, maar die teksboeke is Engels. Ons gaan na parent-child woorde kyk. Met ander woorde, familiewoorde en familiebegrippe wat saam met die woord geloof gaan, om die woord geloof te vorm. En so gaan ons die verbande kyk en die verbande sien en beter verstaan wat die elemente als is wat geloof opmaak. Ons gaan miskien
verse gebruik wat geuite verse is, maar ons gaan hier en daar 'n ander versie bybring. Kom ons gaan na Galasiërs hoofstuk 2. Galasiërs hoofstuk 2. Nou Galasiërs is 'n interessante boek, want daar sal ons sien dat die Christene, die mense wat tot redding gekom het in Galasië, was wonderlik op die pad, en toe kom daar ander leringe by, ander teachers. En dit het mense van die begin van die kerktyd afgekry. Leermeesters wat ingekom het en 'n vertroebelde woord aangebied het. Met ander woorde, 'n woord wat nie uit suiwer die waarheid bestaan nie. Dit was bietjie gemeng met ander geloof en ander sieninge. En daai goed het betowerende krag en beïnvloed jou en my, sodat ons op die ou einde met 'n ding sit wat af is van wat dit eintlik moet wees. En daarom sê Paulus baie keer vir hulle in daai boek, sê hy vir hulle, hoekom is julle so betower? Hoe het julle koppe skeef geraak? Nou oké, Galasiërs 2 vers 16 en 17 klink so in die King James. Ons werk uit die King James uit, want daarmee het u toegang tot ander hulpmiddels en is 'n baie goeie betroubare vertaling. Die 1933 vertaling loop eintlik hand aan hand met hierdie vertaling, maar mens kry nie daai hulpmiddels by nie. Dis waarom ons by die King James is. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Paulus sê, wetende dat u en ek nie geregverdig word deur wetties te wees nie, legalisties te wees nie. Dinge wat jy moet doen, as jy dit doen en dit doen en dit doen, dan word jy geregverdig. Hy sê, dit is nie so nie. But by the faith of Christ. So hy sê, we are justified. Nou justified, 'n wonderlike manier om justified te beskryf. As jy na die woord kyk, daar's dit just as if I've never sinned. Justified. Justified, just as if I've never sinned. Ek het gesondig hierdie week. Ons almal het. Wetende of onwetende. Baie dinge weet u van. Hoe word ons geregverdig? Hy sê deur die geloof van Christus. Nie jou geloof nie. Nie my geloof nie. By the faith of Christ. Nee, dis wat daar staan. Is ek reg? Ek hoor niks nie. By the faith of Christ. By the faith of Christ, of Jesus Christ. Even we, Paulus sê, ons almal, ons apostels, ons wat die volgelinge van Christus is, ons Paulus, ingesluit, ons ek Paulus, we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ. So wat het hierdie faith of Christ? Wat het die faith of Christ losgelaat of in funksie, in aksie gebring? He believed, is dit reg? So hierdie believe het die geloof van Jesus Christus ontketen, losgemaak.
Die geloof van Christus is hier. Dis geloof wat dit in jou losmaak. As mens dit so kan verduidelik. Even we have believed in Jesus Christ, that we, Paulus sluit homself die hele tyd daarby in, that we might be justified, wat ons daar gesê het, by, weer eens sê Paulus, nie by our faith nie, sien u dit? Nie by our faith nie, but by the faith of Christ. And not by the works of the law. Nie deur die werke van wettisisme nie. So lang rok, so lang tone, so lang ore, so met jou hare lyk, so met dit lyk, so met dit lyk, so met daai goed lyk, so met jy aantrek, so met jy nie aantrek nie. Nie daai goed nie. Hy sê, by the faith of Christ, not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Die sien, hy praat hier met die Galasiërs, hulle het verval in 'n tipe van 'n Judaïsme, wat jy sekere dinge moet doen, en sekere dae, sekere goed moet hou, en so 'n paar dingetjies bygebring. En dit kry ons vandag in die Christen kerk baie, en in Suid-Afrika, en onder die Afrikaners kry jy dit baie. Hulle voeg 'n paar goedjies by, net so 2 lepeltjies van dit, bietjie lepel van dit, bietjie Judaïsme hiervan, en 'n bietjie dit, en jy moet nie dit nie, en jy moet nie dat nie. En so moet jy lyk, en so moet jy nie lyk nie. Hy sê, for by the works of the law shall no flesh be justified. Verstaan ons dit? Daar's geen manier dat u en ek geregverdig sal word, as dit nie deur die geloof van Christus is nie. Al die ander triks gaan nie die ding doen nie. Hy sê, Paulus sê verder in vers 17, but if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Net tot daar. En dis wat so fantasties is, Paulus sê, weet jy wat, terwyl ons gesoek het daarna, dat Christus ons regverdig maak, ontdek ek wat Paulus is, net dat ek 'n sondaar is. En dis wat ek hierdie week ontdek het, en dit is wat u ontdek, gedurig ontdek, en dit maak u depressief, en dit laat u condemned voel. Want al wat u die hele tyd vind, is ek is wragtig 'n sondaar. Ek is hopeloos, ek is vol sonde, ek mis die Here, ek mis dit om sy wil te doen, en al daai tipe van 'n ding. Al hoe jy geregverdig gaan word, binne daai denke van jou, is deur die geloof van Christus. Ons gaan dit identifiseer, wat is die geloof van Christus? Want die geloof van Christus, dit is wat die hele meganisme losmaak, of in werking laat bring, wat my regverdigheid bring, of geregtigheid bring. U ken Galasiërs 2 vers 20 en 21, kom ons kyk net weer daarna. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Christ, so hierdie Christ is in my, as hy vir Christus aangeneem het, dan is dit waar hy is, u het hom ingenooi in uw lewe in. Met ander woorde, Christus is in u. Hy sê, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, hy sê die lewe wat ek nou lewe, in hierdie aardse bestel, binne my liggaam, I live by the faith of the Son of God, who loved me. Weer eens, I live this life, van Christus, die nuwe lewe, lewe ek deur die geloof van Christus. In die volgende versie lees ek maar net by, want dit gee my altyd moed. I do not frustrate the grace of God, for if grace came by the law, then Christ is dead in vain. Hy sê, as ek nog deur dinge wat ek doen of nie doen nie, of die manier hoe ek aantrek of nie aantrek, of my hare dra of nie dra nie, of glimlag of nie glimlag nie, of doen of nie doen nie, as dit nog my redding moet bydra tot my geregtigheid, hy sê dan is die sterf van Christus aan die kruis verniet. Hy sê so ek word net geregverdig en ek word net gered
deurentyd, deur die geloof van Christus. Nou wie is Christus? Ons het eerstens gesien, Christus is in my. Tweedens weet ons, wat ons nou sien, hierdie geloof van Christus, hoe kom ons daar? Ons kry die geloof van Christus, ons kry Christus in ons harte by gift. Nee. Wanneer ons Christus aanneem, kry ons hom as 'n geskenk. Ons verdien hom nie, niemand verdien hom nie, niemand kan hom ooit verdien nie. Maar ek vir Jesus vra om in my hart te kom woon, kry ek dit deur 'n gawe. Dis 'n gawe, dis 'n gift, soos ons in die ou Afrikaans gesê het. Dis 'n gawe, dis 'n persent. Dis jy kry hom. As jy hom vra, kry jy hom. OK. As ek hier 'n klein kruisie kan aandui, kan teken net om te sê ek kry hom in saad. Sy saad kom in my, word gestort binne in my as die baarmoeder. En die woord leer ons dat sy gestalte in my moet nou groei. Nee. Maar ek kry hom eerstens as 'n saad. 'n gift. Saam met hom deel van wie hy is. Deel van wie hy is. As ons na die betekenis gaan kyk van geloof, skryf ek dit nou maar hier as geloof, jy sal verstaan later, is geloof, sy geloof. Sy geloof kry jy, want is hy wat in jou en deur jou glo. As jy hom aangeneem het, is hy binne in jou, en hy sal jou dra waar jy nie glo nie, waar jy nie geloof het nie. Ek sê vir hier gisteraan toe ons op 'n stadium net hier buite sit en ek gou vir ons 'n vleisie braai. Jy sê ek vir Agie, die Here het my in hierdie week gedra. Ek het 'n klomp op die ou einde by 'n klomp by vrede uitgekom, by hom uitgekom. En ek weet dit was nie my keuses gewees nie. Christus in my het my gebring om op die ou einde by goeie keuses uit te kom en goeie keuses te maak. Ek kan hom net die eer gee. Ek weet is nie ek nie. Want die Christus in ons moet groei. Nou verder sê die woord, hierdie Christus is die woord self. Want jy ken die evangelie van Johannes, Johannes 1, sê, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, the same was the beginning with God, all things were created by Him, and without Him was not anything created that was created. En dan praat hy, dan gaan hy aan in daai verse, in daai trant in Johannes 1, en op die ou en hy sê, en weet julle wie was daai woord? Hy sê daai woord was Jesus Christus self. Was die Christus wat van altyd af bestaan het, wat gestalte gevind het in die liggaam van Jesus en net soveel mens as God was. Right, dis Johannes 1 vers 1 tot 8 as jy dit wil neerskryf. So die sommetjie is baie eenvoudig as jy saam met my net volg. Die woord is Christus. Die woord moet in my groei. As die woord in my groei, dan groei geloof. Nee. Right. Ek ontvang hom as 'n gawe met 'n mate van geloof. Hy is die woord. As die woord groei in my lewe, gaan Christus meer en meer gesag hê in my binneste. En dit is sy geloof wat in my gaan groei. Daarom in Galasiërs 5 vers 22 praat die woord van geloof as 'n vrug. Geloof begin as 'n gawe, 'n gift. Wanneer jy Christus aanneem,
En dan moet geloof groei tot 'n vrug. Nou u weet self, 'n jong boom of 'n saadjie dra nie vrug nie. 'n Jong boom vat so 3 na 6 jaar. As hy goed bemest word en hy kry water, dan kan hy vrug begin lewer hier van 3 jaar. 3 jaar is bietjie kort. Ek sê altyd 4 na 6 jaar. Dan kan 'n boom begin vrug lewer. Dit is wanneer hy sondig kry, en hy kry die regte voeding, en hy kry die water op die regte tyd, en die regte hoeveelheid water, en die peste word van hom weggehou. Dan kan Christus in u en my hart groei tot 'n boom wat begin vrug dra. Die vrug daarvan is geloof. In Engels sê die King James praat hy van love, joy, peace. Dan praat hy van long suffering, gentleness and goodness. En dan praat hy van faith, geloof, meekness and temperance. Hy praat daar van die 9 vrugte van geloof, van die Heilige Gees. 9 vrugte van die Heilige Gees. Waarvan 1 geloof is. Nou wat is die woord? Die woord, sal hy vir my dadelik sê, is jou Bybel. OK? Die Bybel is 'n goed georganiseerde, geordende versameling van die Vader se gedagtes en sy woorde wat op papier is. OK. Maar die woord leer ons dat sy woord is truth. En die woord truth of waarheid is die woord emet. Ek net myself hier. Ek gaan nou pad gee dat jy kan sien. Die woord wat Jesus Christus is, het ons gesê, het geloof. Jesus het tog al die vrug van die Gees. OK? Right? En hy moet groei, en soos hy groei geloof in my, sy geloof in my groei. Is eintlik sy geloof. Ek wil die vrug van die Gees, is nie jou vrug nie. Ja, jy dra dit. Dit dra op jou raam, op die raam van die boom. Maar daai vrug kom van die landbouer af en van die sap wat in daai boom is. Hulle praat baie keer van die sap van die boom as die bloed van die boom. Dis 'n manier om dit te sê. Hulle praat van die bloed van die boom as hulle praat van die sap van die boom. OK. Nou kyk ons en ons sien, maar die woord word beskryf as die emet, waarheid. Nou kom ons gaan kyk, om dit te ondersteun, ons gaan kyk na Johannes 17 vers 7. Om te kyk of die woord die emet is. Johannes 17 vers 17 bid Jesus Christus self, en hy sê vers 17, en hy praat met die Vader, hy sê, sanctify them through thy truth. En die woord wat hy daar gebruik is hier die woord emet. Dis hier die woord emet. Dis die woord vir die woord truth. Sanctify, heilig hulle deur emet. Dan sê hy, thy word is emet. Daai woord word is die woord dobar. Of in die Grieks logos.
En Dobar of Logos verwys na die georganiseerde letterwerk op daai papier op u skoot. Dobar. Nou Dobar, en hierdie beginsel wat ons leer, is 'n manlike woord, en emet, omdat hy in Hebreëus eindig op 'n h, op 'n hy, is 'n vroulike woord. Alright, dis nie moeilike beginsels wat ek vir u sê nie, ek gee vir u baie basiese raamwerk van beginsels, sodat u verstaan op die ouene wat is die komponente van Bybelse Christen geloof, want daar's baie oosterse denkwyse in vandag se Christendom ingekom, in die charismatika, in die Pinkster, oralste, kom dit in. Right. Die woord, die Bybel, praat van Christus Jesus en die Vader, en hulle gedagtes, hulle woorde, en ons het nou gelees, daar in Johannes 17:17, dat die woord, en dis die woord wat gebruik word daar, Dobar is die waarheid, dem emet. Die rede hoekom ek die geslag hier inbring, want enige woord het 'n sekere geslag. Veral die nouns, die selfstandige naamwoorde. Dobar, gaan nou kyk weer verder na Dobar, is die woord wat u op u skoot het. Dis 'n harde, manlike woord. As jy hom net so sien en jy lees hom so, is hy koud en hard. Maar die oomblik as jy na die harde manlike woord gaan kyk, soos wat Christus, en dit is hoe hulle dit verduidelik, soos wat Christus, soos wat God, Eva uit die rib van Adam uitgehaal het, hy het daar uit Adam uitgehaal, hy het Isha uit Ish uitgehaal. So haal die woord, wil die Here die woord, die Isha, die bruid, uit sy manlike woord uithaal. Dit moet deel word van jou, dit maak jou, en vorm jou sy bruid. Dit maak jou sy bruid. So hoe kry ek die warmte en hierdie vroulike waarheid? Ons lees hier oor waarheid, oor waarheid. En ek kan vir die skrifgedeeltes aanhaal oor die waarheid, maar dit word regtig eers waarheid in my binneste, wanneer ek binne die woord lees, en daai woord begin regtig met my praat. So daai skrifgedeelte wat jy deurlees, daai hoofstuk wat jy deurlees, binnend, daagliks, wat jy deurlees in jou binnekamer tyd, daai woord wat uitspring, lewendig is, en met jou praat, wat jou aanspreek, met wie jy voel, daar is 'n konneksie, jy is besig om iets bonatuurlik te gebeur, tussen my en die Bybel, wat ek lees. Dis die emet. Hoor u, dis die emet. Want ons gaan sien, dat die emet, ek hardloop myself nou vooruit, maar die emet, vorm die basis van geloof. Nie die Bybelversie wat aangehaal word nie. As jy daai Bybelversie gevat en jy het jy gesout daarin. En jy het dit bindend gedoen en die versie het begin lewe kry en vorm kry en die stem van God het jy begin hoor in daai vers. Jy hoor sy stem, jy lees nie net die letters nie, maar jy hoor sy stem hoe hy met jou praat. Dit bring 'n wakkerheid, dit maak iets wakker binne in jou. Halleluja, prys die Here, amen. Nou dit is die emet.
Dan begin ons praat van, nou begin jy en ek die elemente van geloof mee te doen hê. Goed. Truth het ek al vir u 'n paar keer die antieke woord geteken. Want in Hebreëus was aanvanklik 'n prentjie taal. En ek het vir u geteken emet en word en truth. En ek vir u geteken, ek gaan hom hier indruk. Ek teken dit weer 'n slag vir u. Want as ons die prentjie woord, die prentjie spelling van die woord emet en van waarheid het, dan het ons die elemente waaruit daai wat met jou praat, het ons die elemente van waarheid. Daai eerste teken is die alef. Nou ons lees Hebreëus van die regterkant, linkerkant toe. Alef, daai is die mem en daai is die taf. En ek het vir julle baie gesê, die beginsel van alef kry jy byna, ek wil nie sê in elke sinnetjie nie, maar ek wil dit amper so sê. Want die Bybel gaan oor God, en die Bybel gaan daaroor, dat het van ons binne die raamwerk van vandag se lewe, in vandag se doen en late, verduidelik en wys hoe God, alef, in totale beheer is, van die geskiedenis, die makro-geskiedenis van die planeet, en die geskiedenis van 'n volk, en die geskiedenis van 'n familie, en die geskiedenis van 'n gesin, en die geskiedenis is van 'n persoon. Wanneer ons hom begin herken, as die een wat in absolute beheer is, en die middelpunt is, waarrondom dit wat ek nou in is, en die situasie, en die omstandighede waarin ek nou verkeer, dat hy die middelpunt bly. Hy is die onveranderlike. Hy is die konstante faktor binne die equation waarin jy is. Ek gee nie om wat is die ander veranderlikes binne in jou formule, in jou sommetjie, in die situasie waar jy nou is nie. Maar daar's een onveranderlike wat jy nie kan uithaal nie. Dis net soos die wetenskaplikes, as hulle die weg van 'n missiel bepaal, dan is daar sekere formules wat hulle moet gehoorsaam. En daar sekere konstantes wat hulle daarby in hulle berekening moet insit. As 'n wetenskaplike sê, ek gaan nie daai konstante insit nie, dan moet hierdie konstantes wat hulle altyd invoeter hierso, dit maak die sommetjie net meer ingewikkeld. En hulle haal die konstante uit, dan kan hulle net sowel die missiel uitlos. Want hulle gaan niks tref nie. En dis die probleem van vandag se moderne mens, en baie keer ons probleem as Christene. Ons haal die konstante wat alef is, wat God is, haal ons uit ons formule uit. Hier in hierdie omstandigheid moet ek die ding wen, ek moet dit oorkom, en God staan jy nou maar een kant, dat ek die ding net gou in beheer kom daarvan, dan bring ek jou weer in, as die konstante. Maar ek gaan eers gou hierdie sommetjie laat werk. En daai sommetjie werk nooit, wanneer God uitgehaal word nie. Wetenskaplikes is nou al vir seker 300 jaar besig om te soek na die principle of singularity. As jy die wetenskaplike boeke lees, dan is almal van hulle besig, Newton, die hele lot van hulle almal gesê, maar weet jy, as ek na al hierdie goed kyk, moet daar een formule wees, wat al hierdie formules insluit. Ek gee vir jou maar net 'n wetenskaplike feit. En daai formule, daai konstante, sal hulle nie ontdek, behalwe as hulle begin herken, dat daar 'n konstante wat binne my formule moet inkom, wat ek nie kan uitwens of kan uitpraat nie, kan uitskryf nie. Nou maar goed, so, en verder onthou, ons praat nou van die alef. Alef, God het gesê, ek is die alfa en die omega, dit is Grieks. In Hebreëus het hy gesê, ek is die alef en die taf. Die begin en die einde van die alfabet, en tussen die begin en die einde is daar die waters
van die woord, die mem. En hierdie waters praat ook van die bloed. Die redemptive blood, die verlossingsbloed van Christus. Dit bring die begin en die einde by mekaar. En verder die waarheid praat van die kruisweg, emet, taf. En dit is eindeloos. Dis nie die begin en die einde, soos ons Bybel dit vertaal het nie. Dit was gewees dat die begin en die eindelose. Daar's nie einde aan God nie. Hy is, waar jy ook al by die einde van jouself kom, gaan God aan. En die manier hoe hy aangaan, is wanneer jy jouself kruisig en jouself neerlê, dis wat die taf van praat, die horisontale balk van die kruis, en die vertikale balk van die kruis is, laat God se wil geskied, laat God my lei, dat die Here Jesus Christus in hierdie saak die boottoon voer. Dan gaan dit wat 'n einde was, en gelyk het of hierdie ding en hierdie verhouding tot 'n einde kom, dan kom jy agter. Dis eindeloos. Wanneer ek myself neerlê en Christus se wil soek, dan gaan dit weer aan. Dan begin daai einde weer alef. Die begin. Onthou nou, ons praat van die elemente van geloof. En dit wil ek vir u sê, as dit uitgeskryf is uit die beginsel wat u, of wat ander mense, of wat ons geloof noem, as dit uitgeskryf is, dan praat ons nie van geloof nie. Dan praat ons van ander goed, wat geloof genoem word, maar wat nie geloof is nie. Nou maar goed, dis een van die elemente, en ek het vir u gesê, ons gaan vandag kyk na familiewoorde en parent-child woorde, beginsels, wat so Siamese tweeling is. U weet, jare terug, het Siamese tweelinge nogal die nuus gehaal, vandag is dit 'n algemene ding, jy kry dit nie meer eintlik veel in die nuus nie, maar Siamese tweelinge, daar was twee baie bekende Siamese tweelinge, kan nie hulle naam onthou nie, wat hulle die twee moes, hulle so aan mekaar, dat as jy hulle skei, dan was dit die einde van hulle, ja, dis daai naam. Is reg, ja. Mpo en Mpo, nee. Ja, twee bekende Siamese tweelinge. Jy kon hulle nie skei nie, as jy skei, dan gaan hulle dood. Dit is hierdie woorde, wat met geloof saamloop. Jy kan hulle nie skei nie, as jy hulle skei, dan bloei die ding dood, dan het jy nie meer met geloof te doen nie. Ok, so ek geef u beginsels, wat jy nie kan afsny, en uitsny, uit jou en my definisie van wat geloof is nie. Ons het gesê, die eerste ene, het ons hier gesê, is emet. Die tweede ene, wat deel is van hierdie komplekse, nie tweeling, meer as tweeling, ling, is Oman. Nie Oman nie, Oman. AW, koppelteken, MAN. Oman. Nou die woord geloof of faith in die King James Bybel is baie keer direk hierdie woord. Oman. Baie keer is dit verskuil in die woord waarheid, soos ek nou reeds vir julle gesê het. So oral waar die woord waarheid of emet, selfs dan Johannes 17:17, kan u daai woord waarheid vervang met geloof. Want is dieselfde. So daar waar Jesus gesê het, sanctify them through thy truth, heilig hulle deur geloof, u woord is geloof, kon hy gesê het. Daai woord, kom ek sê net, ek het nou weer iets oorgeslaan hierso. Kom ons gaan net weer terug na die woord emet. Bietjie dinge wat ek hier bygeskryf het, om die woord emet te probeer verduidelik. As ons gaan kyk na Jesaja 22 vers 23, kom ons gaan net gou soontoe. Blaai asseblief vinnig my, dat ons als kan sê wat ons moet sê in hierdie kort tydjie. Jesaja 22, 23. 22, 23. Lees u self Jesaja 22, 23 deur, dan sê u vir my, watter woord daar is eintlik die woord geloof.
of die woord waarheid, eintlik die woord, daai woord daar is direk die woord waarheid. Jesaja 22:23, watter woord sal u sê, moes eintlik die woord waarheid gewees het, vertaal gewees het. Hy sê dan, I will fasten him, hy praat van die Messias, van Christus, die Messias, I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. Daai woord fasten is die woord emet. Is hierdie woord emet, daai woord fasten. I will fasten him as a nail in a sure place. Dit is wat waarheid vir u en my doen. Hy vestig ons en hy maak ons vas op 'n seker plek. 'n Plek van sekerheid. Die Vader vat u soos 'n spyker en hy slaan u vas daar wanneer u besig is met waarheid. En wanneer u denke en die hantering van die omstandigheid waarin u is, waar geloof benodig is, wanneer u dit bedryf met die beginsel van waarheid. Wat is waarheid? Waarheid is elef mem taf. Met ander woorde, wie is hier in totale beheer? As ek dit verloor, is ek nie besig met geloof nie. Wie is in totale beheer? Ja, jy struikel en strooi en probeer dinge, versies quoteer sodat die ding moet gebeur soos wat jy wil hê dit moet gebeur. Maar na jy klaar is daarmee, vra ek vir jou, wie is in totale beheer? Dan begin ons met geloof. Dan eers begin ons met geloof. Dan eers. En wanneer ek dan myself begin neerlê en kruisig in die midde daarvan, dan is ek besig met geloof. Dan is die Here besig om my soos 'n sekere, 'n versekerde, of wat sou my sê, 'n sekere spyker vas te slaan. Vas te slaan. Dan is daar vastigheid. Maar hierdie ding, ons wat versies en ons manipuleer die versies. Ja, die woord sê ons moet hom herinner aan die beloftes. Ons gaan daaroor praat. Want ons neerkom met die beloftes. Ons neerkom om te kom waar ons wil hy moet kom. Terwyl in plaas van ek met my ou mens neuk en hom neerlê en vir hom sê, hoor hierso ou seun, die dinge lyk nie vir jou asof God in beheer is nie, jy's buite beheer. So nou begin jy histories Bybelversies rondjaag en rondgooi. Maar die beginsel is die waarheid. Die waarheid is alef mem taf. Kom ons kom daarby uit. Wie is in totale beheer hier? Nie jy nie, dis reg. God is in beheer. Tweedens, jy het die bloed nodig en die water van die woord nodig. En derdens moet jy jouself neerlê en vir die Here sê, Here, regeer. Sodat jy my kan lei, sodat ek jou stem kan hoor in die midde van die Bybelversies van wat jy wil hê ek moet doen. Nou, hier, in hierdie situasie. Want jy weet die mense lees nie Hebreërs hoofstuk 11 nie. Hulle sê die Here kan gevangenisdeure oopmaak. Ja, die Here moet, ons hou vas aan die Here. Hy gaan die gevangenisdeure oopmaak vir jou. Jy gaan vrygelaat word. Nee, jy gaan nie vrygelaat word. Die Here maak soms die deure oop. Ek praat nou van 'n letterlike gevangenis, né? Mense wat letterlik vir hul geloof gevange is, in gevangenis geneem het. Die Here kan die gevangenisdeur oopmaak. Hy het dit al gedoen. Hy het byvoorbeeld vir Heavenly Man, het hy letterlik die deure oopgemaak. Die wagte met blindheid geslaan. Hy het letterlik uitgeloop tot by die deur uit en hy het hom nooit ooit weer vervolg daarvoor nie. Ja, die Here het letterlik die gevangenisdeure is dit Petrus hulle, Paulus hulle. Petrus wat in die gevangenis was. Ja, die Here het letterlik. Maar weet jy, al die ander kere wat Paulus in die tronk was, of Petrus in die tronk was die deure nie oop nie. Die deure gesluit gebly, tikkeloks. As hulle aangehou, Here, maar jy het gesê, jy gaan dit oopmaak. Here, dis nou tyd dat jy oopmaak. Ons vertrou jou. Sê die Here, kry my waarheid binne hierdie omstandigheid vir jou, seentjie. En moenie my staan en moker met my eie woord nie.
Sorg dat jy uitkom by wie in beheer is hier so ou. En sorg dat jy uitkom by die bloed en by die woord van die Here en sorg dat jy jouself neerlê en dat my wil regeer. Dan praat ons. Dan hoor jy wat sê die Emmet, wat sê ek vir jou in hierdie omstandigheid? Gaan ek hier in hierdie omstandigheid vir jou die deure weer oopmaak, die tronk soos laas Petrus, of gaan jy hierdie keer sit in die tronk? Want ek het 'n ander doel vir jou, want ek is nog steeds op die troon. Kan die Here leeu se bekke sluit? Ja, die Here kan leeu se bekke sluit. Het die Here die leeu se bekke gesluit vir die Christene in die sirkus en die arena? Glad nie. Die leeu het die Christene opgevreet. Want God is op die troon. Jy kan nie die Here moker met hy het gesê hy gaan die leeu se bekke doodmaak. En nou beter hy dit doen. Kom ons vertrou die Here, kom ons hou hande vas. Here, ons vertrou jou. Nee, jy is besig om te speel met vragtig, jy is besig om te speel met vuur. Jy doen dit nie. Jy volg die beginsels. Miskien sê hy vir jou, ja, hierdie keer gaan ek vir die leeu se bekke sluit. Of hy sê vir jou, hierdie keer gaan ek dit nie doen nie. Ek het 'n ander pad vir jou. Maar ons wil hom manipuleer en deur 'n klein sleutelgaatjie deur voeter met 'n 20 pond hamer, hy moet aan die ander kant deurgaan. Terwyl hy staan en kyk hoe jy en ek om daar probeer deurhamer. Want die woord sê so. Ons gebruik hierdie woord soos een of ander hekse stok. En ons probeer dinge doen, en dan gebeur die dinge nie. Dan sê ons die Here het nie opgedaag nie, of die Here het nie gehoor nie. En so kan ons Hebreërs 11 deurlees. Ja, die Here het ysblokke uit die hemel uit laat val, en die vyand verpletter in Israel se lewe. Ander keer het die Here muise ingestuur, onder die vyand in, en hulle boogsnare en hulle buikgorde en hulle belde van hulle swaarde afgevreet. En die volgende oggend toe hulle goed gryp en alles val, hulle broeke val op hulle knieë en hulle spring op die perde en die saal swaai om en die saals val af en hulle boot trek en dan sê snaar toe hol hulle weg. Maar nou kan ek die Here nie vashou. Here, jy het dit gedoen. Jy kan dit doen. Jy kan boogsnare, laat opvreet. Here, ek beveel die muise om die boogsnare op te vreet. Sê die Here, kom by my uit, seun. Is ek in beheer hier of is ek nie in beheer nie? En gebruik jy die bloed van Christus, want hier is ek besig om dinge in jou lewe los te maak, wat gevaarlike dinge is, wat jy moet bely. En as jy besig om jouself neer te lê voor my in die midde hiervan, en my wil te soek, sodat jy kan hoor, wat sê my stem vir jou nou? Maar baie keer is ons so besig om te stoei, en te stoei, en te stoei, en te stoei, en stoei, en te 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 stoei. Dan staan ons op, en die mense om ons en sê, ons weet nie, maar die Here het nie beweeg nie. Nee man, die Here sal nie beweeg nie, want jy is nie die een wat in beheer is nie. Jy gaan nie vir hom rondgebied nie. Probeer dit, jy sal ondergaan daarmee. En jy gaan voor die troon verskyn daarvoor, en ek. Jy gaan nie voor die troon sê, Here, ek het jou vertrou, ek het jou Bybelvers gevat, al rondgegooi, en jy het niks gedoen nie, nou staan ek hier, nou is ek dood. Here gaan sê, wie dink jy sit op die troon? Van wie se koninkryk praat jy? Van wie se Emmet lewende waarheid praat jy? Of praat jy van die dowaar? Die letter van die woord, waarvan praat jy, seun? Hoe word Oman gespel in die Hebreëus antieke taal? Oman word so gespel. Ek het moeite gedoen om elke keer vir u, gaan ek u die prentjietaal wys, wat ek vir u wys, daar's beginsels wat u en ek nie verby gaan kom, wanneer ons praat. Van die woord geloof nie, wat die elemente van geloof is nie. Sonder hierdie elemente gaan jy nie by die krag uitkom wat geloof genoem word om die hand van die Here te beweeg nie.
Die woord Oman, en daarom sal jy sien, dit is hoekom het familie van woorde is, wat jy sien, eie soortige herhaling van spelling, en van beginsels, want elke letter is 'n beginsel, in die Hebreëse taal. Hier sien ons alweer vir Alef. Oman, geloof, gaan jy niks, jy gaan nie, as jy nie uitkom by wie is in beheer, en jouself neerlê, en God sy naam oplig, en hom op die troon oplig, en erken dat hy op die troon is, begin jy nie met geloof nie. Jy kan jou arms rondswaai tot jou skouers uit litheid is. Dit gaan God nie beweeg nie. Jy kan jou knie bid tot hulle eelte is, tot hulle bloei, gaan God nie beweeg nie. Erken wie is op die troon, ongeag van ons omstandighede. Die mem en die nun, die saad van geregtigheid. Ek gaan vir julle lees, soos wat die boek, die woordeboek dit gee, hy sê, hierdie praat van, en Alef, ek noem nie elke keer al die beginsels rondom Alef nie, daar's boeke geskryf net oor die beginsel Alef. Maar kom ek sê vir ietsie van Alef. Alef, oral waar jy Alef sien, beteken die geleerde os wat in die juk trek. Die ander deel van die juk is oop, waarin jy willens en wetens jou nek moet insit en self moet leer neerlê, sodat jy saam met Alef, saam met God, kan ploeg en beweeg. Die geleerde os, die sterkte en die krag in daardie juk waarin jy trek. Dis waarvan hy praat hierson. Hy praat van die sterkte en die van sy bloed, krag wat deur sy bloed kom, sy bloed funksioneer in ons lewens wanneer ons 'n lewe van belydenis en erkenning volg van wanneer ons eie ding probeer doen. En ons almal het daai siekte, ons wil altyd ons eie ding doen. En ons wil dit graag, ons verchristelik dit graag. Gooi 'n bietjie suikerwatertjies op, wat genoem word godsdiens, prikkel 'n bietjie paar, Sonja ken nou baie resepte, in die natuurlike, gooi 'n bietjie frisiessuikertjies by, 'n bietjie sjokolade, smel die twee goedjies, gooi dit daaroor, en dan noem ons dit God se beginsels. Maar binne dit is dit vol wurms. Okay, so, Oman praat suiwer en een ding geloof. Geloof praat van die fokus met God wees wat op die troon sit, wat aan die ander kant van die juk is, in hierdie omstandighede waar jy en ek is. Ons het die bloed van die Here nodig, en ons het die onverganklike saad van Christus nodig, om deel te vorm van hierdie beginsel van geloof. Die derde punt, ons gaan dit later probeer verder verduidelik. Die derde woord, beginsel, wat saam met hierdie beginsel begin, is die woord emuno. E-M, koppelteken, dubbel O, koppelteken, N-A-W. Emuno. Man het ek vir gesê, word baie keer as die woord geloof. Kom ek voeg net weer ietsie by, ekskuus, ek kan altyd iets byvoeg, ek probeer altyd te veel detail gee. Maar kom ek sit nou maar die detail by. Emet, het ek nie net of jy gesê nie. Emet beteken restrain. Ek het dit nie gesê nie, is baie belangrik. Emet, die woord waarheid. Wanneer daai beginsel, daai woord wat jy lees, wanneer daar 'n konneksie is tussen u en die woord wat u lees, en dit lewe, en u kry dit, is dit alleenlik emet, wanneer u en ek dan ons binneste knie halter, met dit wat jy gelees het. Anderste, glip daai waarheid uit. So ek moet toelaat en bid, dat dit wat lewendige woord vir my geword het, dat ek toelaat dat dit my beheer. U weet,
Ek het al baie gesien in my eie lewe en ander mense se lewens, ja, die woord lewe vir hulle. En die woord is lewendig, maar dit bly net daar. Ek bring dit nie huis toe, en laat toe dat daai woord wat met my gepraat het, dat dit my lewe begin aanspreek nie. En ek moes hier verder gesê het, hierdie woord emet is ook die woord fens. Inteendeel, ekskuus, ek is nou alweer, ek spring rond. Ek sal weer by die woord emet, waarheid. Dit vorm so absolute, die fondasie van die woord geloof. Jy hoor wat ek sê, né? Daai woord emet word in die een Hebreëse dictionary beskryf as dit. Emet is the fence, the thorny fence that the shepherd built around the sheep at night time to keep the sheep against fierce animals and thieves. Soos ek die waarheid wat met my praat, wat warm en lewendig na my toe aankom, nie toelaat dat ek daarmee doringtakke om dit wat hy reeds gedoen het trek, dat die vyand nie inkom nie, self, my eie self, ander mense se opinies, ander mense se doktrines, die doktrines wat rondwarrel, soos kom mielieblare, in die Vrystaat rondwarrel en stofstormpies maak, daai klein stofstormpies, dat dit kan deurkom nie. Ek trek daai woord, waarheid is dorings. Daarom het Paulus gesê, ek skop teen die prikkels. Dit beteken die waarheid wat die Here hom gegee het, en die verhouding wat hy met die Here het, wat waarheid is, wat emet is. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, die woord emet. Dit wat hy het hy die hele tyd om hom getrek, om teen homself en die wêreld en al die begeertes en die dinge wat aankom en die valshede te beskerm. En op die ouene, as jy wil uitklim met tye, en ek wil partykeer uitklim uit hierdie kraal uit, dan prik daai waarhede jou. Jy sit vir 'n paar dae dorings uittrek, en bloei, en jouself jammer kry. Dan na dit, dan sê jy, dank die Here. Dank die Here vir hierdie heining van waarheid, wat hy rondom my geslaan het. Dis wat waarheid vir u en my sal doen. So die woord emuno, ons nou weer terug hierso. As ek julle nou te veel laat hopscotch speel nie, ons is terug hier by emuno. Emuno, die woord in Engels is die woord baie keer die woord faithful, getrou, loyaal. As ek en jy nie loyaal is aan die waarheid nie, en minder loyaal is aan ons eie opinies en ons eie doktrines, dan gaan ons regtig begin praat van geloof. Maar weet jy, dis my verskriklike verwarring in die Christenkerk, dinge wat mense geloof noem, wat nie gebaseer is op waarheid en op alef en op die beginsels van die beginsels van die woord nie. Dis net 'n gewarboel en 'n klomp stof in jou oë. Mielieblare wat rondwaai, dis asof daar 'n malheid is. Mense huil, snot en trane en allerlei goed, want die Here wil net nie beweeg nie. Gaan lees Hebreërs 11 en kom tot jou sinne. God kan baie goed doen. Hy kan die Rooi See oopmaak. Ander tye in die geskiedenis waar gelowiges in die moeilikheid was, het die Oos See oopgegaan, ja, en hulle is almal verdrink. Hoekom? Hy is op die troon. Dit op die ou einde gaan dit oor sy koninkryk wat sal seëvier. So emuno, faithfulness, of getrouheid of loyaal, word dan so geskryf in die antieke Hebreëus. Weereens, alef. Ek teken net hierdie alef, hierdie skedel van 'n bees nooit mooi nie. Hulle het 'n skilderwerk genoem. Net soos wat die Japanees en die Chinees baie
skilderagtige taal is, die antieke Chinees. Sien u weer die elemente van Alef? Jy en ek gaan nie wegkom van daai beginsel af as ons van geloof praat nie. Alef, Mem, Wo, Hey. Ja, binne in hierdie beginsel, as ons praat van geloof, het jy natuurlik die Hey, wat ook praat van die venstertjie wat oopgaan. Jy weet as daar op jou skerm, op jou rekenaar, 'n venstertjie oopgaan. Kan jy ingaan op daai venstertjie. En jy kan op 'n hele uitbreiding van die groot onderwerp kan jy ingaan. Dit is wat die Hy doen in die Emuno. Jy's in 'n sekere situasie en die Here maak 'n klein venstertjie vir jou oop. Want jy erken hom as Alef, as jy daar ingaan, dan vat jy jou in 'n nuwe wêreld in van vertroue en van geloof en van loyaliteit in hom. Ha! Ek is net lus om te sê ja. Dit gee my soveel krag, ek kan nie vir u vertel nie. Alright, die woord Emuno. Kom ek lees dit vir u, as ek dit vir myself vertaal, dit wat ek daar sien. When I get saved, I get some stature of him. He is faithfulness. Hy word genoem in Openbaring as the faithful one. As die getroue een. So by elkeen van hierdie kan ons net Jesus Christus se naam byvoeg. Hy is Emuno, hy is Oman, hy is Emet, hy is. So kan ons aangaan. Dus venstertjies van wie hy is, wat hy in brokstukkies vir ons gee, sodat ons by die beginsel kan uitkom van wat is Bybelse geloof. When I get saved, I get some stature of him who is faithfulness, that makes out faith. But when he, who is faithfulness, but then he, or faithfulness, needs to grow in me, by me making the right choices for Emet to rule. Sodat ek, deur die geloof van Christus, want sien nie wat ons hiermee besig is. Hier sien ons Christus, dit is sy grond, hy groei hierin. Hierdie tipe mentaliteit groei die Christus in jou hart. As jy en ek dit begin kweek, volg, dan groei die Christus in my. En dan neem die geloof van die Christus sy plek meer en meer in. En jy gaan besef en tot die punt kom, meer as ooit, waar jy sê, weet jy, dit was nie ek nie. Die Here het my by die punt uitgebring. Dit was nie ek nie. Ek het die appelkar omgesmyt, maar hier waar ek nou staan, voor sy troon, met trane op my wange, is dit die Here wat my tot hier gebring het. My ou mense het sy best probeer, om hierdie hele ding heeltemal te verongeluk, en op te voeter. Maar Christus het vir my opgestaan. Nie Christus in jou of in jou nie, Christus in my. Dis wonderlik, né? Boodskap van hoop. Right, kom ons gaan aan. Die vierde element van geloof, gaan sommer hier vir jy skryf, dis die vierde een na die derde een, né? Die vierde een van geloof is, en die een is nie meer belangriker as die ander nie, ek moes eintlik almal gelyk geskryf het. So ek skryf dit nie in trappe van belangrikheid nie, ek skryf net die elemente wat betrokke is. Almal is ewe betrokke. Soos ek Alef, skryf ek net weer hier eens. Weer eens uit. Nie omdat hy minder belangrik is die ander nie, right. En as jy die woord Alef spel, hierdie Hebreëus is ongelooflik. Ons kyk nie eens na die syferwaarde van die woorde nie. Kom ons spel net hierdie woord Alef in Hebreëus. En ek gaan hom vir julle spel, ek het hom geskryf hier in moderne Hebreëus, ek gaan dit nie skryf nou nie, in moderne Hebreëus nie,
Ek gaan vir u so skrywe. Die antieke Hebreëus skryf die woord Alef, skryf jy so. Alef, Lamet, en Pe. Ekskuus, ek skryf die goed baie keer uit verhouding uit, hy moet nie so groot wees nie, maar ek gaan dit nie oordoen, dit vat tyd. Dis hoe die woord Alef geskryf word. En Alef het ons nou oor gepraat, die fontein, die aks, die as, die dryfas, die bron van alles, die een wat in absolute beheer is, en so kan ons aangaan. Die woord Lamet praat van teaching. En die woord, jy weet, die Lamet, die teaching is die grootste letter in die alfabet, hulle skryf hom groot. Dis hoe belangrik lering is. Maar lering is vandag onder aan die leer. Want mense wil nie sit en die woord geleer word nie. Gou-gou 'n klomp mooi woordjies oor, vertel hulle is in beheer, vertel hulle moet hierdie versie vat, hierdie versie rondswaai, en halleluja, 10 dae gebeur die dinge vir jou. Jy is in bly en beheer. Moenie praat oor die kruis nie, die kruis is nie van nou nie, ons praat nie nou daaroor nie, okay? Hier by ons, praat jy nie oor die kruis nie, okay? Mense hou nie daarvan om te hoor nie, so ons praat nie oor die kruis nie. Ons praat nie oor lering en teaching nie. Glad nie, want daarvoor moet mense gedissiplineer wees, sit, en toelaat dat die woord hulle dissiplineer. Ons almal, dis wat die woord disciple beteken. Disciple beteken the disciplined one, the one that allows himself to be disciplined by the word. Dis om die Here self, die Lamet, in die moderne taal, word so geskryf, is al waar, dit is hoe die Lamet geskrywe word, heel wat groter as die ander letters. Lamet. Lamet beteken onder andere ook die juk. Want hoe leer die Here ons? Hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, dan sê hy, my juk is lig. Jy gaan nie wegkom van die juk nie. My las is lig. Jy gaan nie op jou eie aanvoeter nie. Alef staan nie met die juk, hy sê, hoor jy so seun, gaan jy maar net aan. Gaan jy aan, geniet jouself. So bly jy in die koninkryk. Sjoe. Jesus het gesê, if you continue in my word, then are ye my disciples. Dis nie die wat begin in die woord, wat sy disciples, die gereddes, bly nie. Dis die wat continue in sy woord. Alef, wat ons hier geskryf het, kan so geskryf word. Dis wat die Hebreëus sê, die Hebreëse lering sê. Alef, hier is nou so, Alef is taf, en die taf is Alef. Die begin is die einde is P, die begin. Daar's nie einde nie. Jy kan dit in 'n sirkel teken. Die alfabet kan jy eintlik in 'n sirkel uitskryf. Daarom word die taf in die Hebreëus geskrywe so. Kan jy sien hierso? En in die baie kommentare van die rabbies, sê hulle, hoekom het die taf so 'n voetjie aan? Hulle sê, want hy tree weer uit, vorentoe, na die alef toe. Na alles wat gesê is, na die hele alfabet, daar gaan ons weer, vorentoe. So die kruis is nie die einde nie, die kruis is die begin. Baie Christene het hulle kop in die idee dat die kruis kondig die einde aan. Ja, hy kondig jou einde aan. Maar hy kondig vir jou 'n profetiese woord van, dit kan jou begin wees. Kan iemand amen sê? Ok, wonderlik. Dis Alef.
Ons gaan baie vinnig deur die goed. Die 5de punt, ons het daar Alef, ek gaan hierdie weer uitvee net om spasie te kry. Na Alef kry ons hierdie verskriklike belangrike beginsel. U weet die woord konan, of die woord keset, konan, keset en rakum, is 'n pakket van een beginsel. En dit is die pakket wat hier onder een punt staan. Eerstens praat ons van rakum. Rakum. Dan praat ons van konan, en dan bring dit jou uit by keset. Dis 'n pakket van een beginsel, maar ons moet die stappe ken daarna toe. Rakum, R-A-K-H, koppelteken dubbel O-M. Ek net myself hier check. Dubbel O-M, Rakum. Rakum beteken baarmoeder, of het beteken die woord mercy, word baie keer as die woord mercy vertaal, en dit is, Rakum beteken, when he doesn't give us what we deserve, hy gee nie vir ons dit wat ons verdien nie, ons verdien die hel. Ons verdien die Here se roede, ons verdien dat hy sy aangesig van ons sal wegdraai, ons verdien dat hy hierdie aardbolletjie vat, soos 'n klein misballetjie, en hom die ewigheid ingooi, en hom nooit te laat terugkeer nie. Dis wat ons verdien. Ek kan onthou begin jare net dan gered is, dink ek, ja nee, ek verdien nie dit nie, Here. Ek verdien nou 'n bietjie beter behandeling as dit. Tot jy meer en meer jouself begin sien, en sien hoe kragtig die Here se genade is, en hoe begenadig hy jou deurentyd, en hoe deurspek my hele wese van self is, en selfgesentreerdheid is, en so aan. Rakum. Dan konan. Konan beteken dat he stoops down to an inferior. Nadat ek na die Here toe gekom het, en gesê, Here asseblief, ekskuus ek val my in die rede. Daarom is dit so belaglik onder ons Afrikaners, dat ons sê, jong, die Here se genade is groot. Jong, jy kan net nie, sy genade is baie groot. Sê ek, ja, verstaan nie die beginsel van genade. Kom jy na sy troon toe vir vergifnis? Is jy op jou aangesig voor hom, sien jy jouself, sien jy wat verdien jy? Want as jy sien, bietjie sien van wat jy verdien, dan sal jy om genade smeek. Want dan is ons besig van genade, dan praat ons van genade. Want dan kom konan, dan hy wat die superior is, buig af na die inferior toe, en sê, hoorie son dat ek hoor, wat is jou probleem? Wat het jy nodig, oukie? Here, as ek gered kan word, as ek net gered kan word van hierdie verskriklike, hierdie sonde in my, dit is soos 'n bose kanker. Right, kyk my in die oë, hy kom af na my toe op my vlak, en dan die derde fase van, dit is sy genade, is keset, dit beteken, sy goedheid, sy goodness, floods in, kom in, sy goedheid kom in. Dit beteken, then he gives me what I do not deserve. He brings in what I don't deserve. Dan gee hy my vergifnis. Dan het ons gepraat van vergifnis. Here, vergewe my vir menigvuldige sondes. Amen. Ja, ek sal nou geestelik, jong. Nee, seun. Jy voel goed daaroor. Jy is besig om my boot te mis. Ok. Johannes 1 vers 14. Kom ons praat daar, ons lees dit net gou. Johannes 1 vers 14. Ons sal met al vinniger gaan, wat ons kan klaar kry met dit wat ons moet doen voor die klok lui. Johannes 1 vers 14. Alright, Johannes 1 vers 14. And the word was made flesh. In die begin gepraat oor die woord, made flesh.
and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Christus is vol grace and truth. Grace, geset. Maar geset is die eindresultaat van Rakum en Konan. Grace, of liewer sê geset, is die einde van die formule. Nee. Full of grace and truth. Emet. Daar sien ons die woord van die Here, Christus, die lewende woord, pratende van die Omar woord, die emet, lewendige woord, die lewendige woord. Die woord is vol van die lewendige woord, wat vol is van Konan. Okay. Dit is die element van geloof. As dit in my hele beoefening van my geloof nie ter sprake is van wat my posisie is en wie hy is, en dat ek die een is wat die sondaar is, en dat ek nie Mr. Big Boy is, wat 'n paar gevaarlike wapens gekry het, die woord, en dit begin rondswaai, en soos 'n mal cowboy, rolliestreke begin skiet nie. Dis nie ek nie, dis nie waar ek moet wees nie. Ek is die een, wat die disipel moet wees. Disipel, dissipline, en die dissipline van die emet staan. So kom ek sê wat geloof nie is nie. Geloof is nie 'n mystieke konsep nie. Dit word as 'n konsep oorgedra, nie as 'n vaste beginsel wat uit sekere beginsels uit bestaan en het elemente uit wat jy nie kan verbykom nie. Dit word as 'n mystieke konsep aangebied. Dit word eintlik aangebied as ek wens. Ek wens, en wat jy ook al daarby wil voeg. Ek wens, ek gaan 'n Mercedes kar kry. Dan vervang jy, ek wens met, ek glo die Here gaan dit vir my gee. Die Here kan dit gee, die Here het al gegee. Die Here het vir my al 'n Mercedes gegee. Die Here het vir my al 'n Parado gegee. So, haal die ek wens uit, en kom uit by die beginsels uit, en luister, wat sê die lewende woord vir jou in hierdie omstandigheid. Faith is not, of geloof is nie, ek vat niks anders as dit wat die woord sê. Dit klink nou fantasties, ek vat nie hierdie goed nie. Nee, ek vat net dit wat die woord sê. Ek hoor wat jy sê. So jy sê vir my, die Here het vir jou gesê, dat die Here gaan daai en nou genees. Dan gaan die Here dit doen, hy sal dit doen. Gaan dit doen. So jy het van Alef en Met gehoor. Of vat jy die skrif, wat die huis is, en jy gooi dit rond, en jy haal die persoon wat in die huis is uit. Verstaan jy wat ek sê? En jy gebruik net die dop, maar nie die persoon. Jy het nie by die persoon uitgekom. Kom ek oor met dit? Ok. Ja, die Here het my al geld gegee. Die Here het my al baie geld gegee. Die Here het my al 'n paar 100.000 rand op een slag gegee. So die Here kan geld gee. Hy kan. Wat het die Here vir jou gesê? Wat ek hoor? Ja, die Here kan jou huwelik red, maar nie op jou voorwaardes. Die Here het al baie huwelike gered, maar nie op jou voorwaardes.
Die Here kan 'n huwelik totaal nuut maak en verryk. Totaal en al. Hy het baie gedoen al. Maar dan moet jy sy stem hoor. As jy die stem gehoor het, sal jy geloof hê. En as hy dit gesê het, sal hy dit doen. Maar dan gaan jy nie verby hierdie beginsels kom nie. Want dit gaan dit aktiveer. Sy beloftes. Kom ons gaan lees oor sy beloftes. Romeine hoofstuk 4. U sien ons beweeg in die dae van die anti-kris. En daar's baie woord wat rondwarrel. En net met die waarheid gaan ons identifiseer. Watter is die ewige woord en onveranderlike beginsels? Romeine hoofstuk 4, vers 20, 21 en 22. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Praat van Abraham. And being, dat beteken present continuously, voortdurend deur, gedurig deur, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Nou as Abraham se lewe gaan lees, waar kom Ismael vandaan? Omdat Abraham in ongeloof gewandel het. Totdat hy by 'n punt gekom het, waar die Here vir ons sê, "O Abraham, my ou seun, jy aan my soek. Kom sit hier waar ek sit." As u by die studies was oor die planete en oor die sterre wat ons gehad het in die Lapa, dan sal u presies weet waarvan ek praat. Toe die Here, die Hebreëus sê, ons gaan nie na daai skrifgedeeltes waar dit verduidelik word in Genesis nie. Die Here daar vir Abraham gesê, "Abraham, kom hier. Kom sit hier bo waar ek sit. Kom sit hier op my troon." Jy dink, ek kan nie die Christus saad opwek en deur jou lende laat kom, vir jou seun bring nie. Jy dink ek kan dit nie doen nie. Dis duidelik, daar's Ismael, daar's die gemors, daar's dit. Dit lyk vir jou asof jy hulp nodig het, Abraham. Maar kom sit hier by my, kom ek wys vir jou, sien jy al daai planete, van die maagd af, om tot by Taurus, 12. Tot by Leeu, skus ja. Sien jy Abraham, ek is in beheer van die geskiedenis van die aarde. Ek het die aarde hier gestel. En ek gaan my seun stuur. En ek gaan dit deur jou begin doen. Kyk hoe beheer is ek, maar sien jy, as jy na die verhaal kyk van my seun, lyk dit asof ek buite beheer is en asof ek totaal gaan verloor, my prentjie nie gaan werk nie. Maar sien jy dit eindig by die leeu. As jy by net een van die gebeurtenisse van die Messias sou stilhou, lyk dit soos 'n groot flop storie. Asof ek buite beheer is. Maar as jy die hele prentjie het, dan sien jy 'n glorieryke oorwinning. Dis ons probleem. Die probleem wat Abraham gehad het. Ons kyk hier vas. In my omstandigheid vas. O, heerlikheid, ek kan nie eers 2 minute vooruit sien nie. Ek wou mos net 20 jaar dog, jy's draak nou baie windie. Ek kan nie eens 2 minute vooruit sien nie. Maar nou sien ek wat ek nou sien, en nou projekteer ek dit nou oor 2 minute vorentoe en oor 20 jaar vorentoe. En dan sak my moed, en ek raak depressief, en ek sê, God is buite beheer. Terwyl as ek my hele prentjie van my, dit wat hy vir my beplan voor my het, dan sal ek sê, okay Here, ek verstaan, ek is nou aan die einde van my lewe hier op aarde. Dit help nie of ek skop en spoeg en te kere gaan Bybelversies rondgooi nie. Dit is my laaste paar tree. Of, Here, ek sien, dit lyk soos my laaste paar tree, maar Here, ek sien, jy het nog ten minste 20 jaar vorentoe vir my.
En al wat ek moet doen is, ek moet geloof beoefen. Wat was Abraham se geloof? Hy het gesê, Here, ek sien jy's totaal in beheer van my lewe. Ek kan my Hagar vat en ek kan probeer om die ding te laat werk wat jy gesê het, jou belofte te laat werk. En toe braak hierdie belofte van my 'n Ismael uit wat ons vandag nog mee sit. In plaas van om te sê, om te weet, jy is in beheer, jy het die belofte gegee, en jy gaan het vervul. Ongeag of ek spoeg, en rond hardloop, en rondrol, en te kere gaan, jy is in beheer. Jy weet, ons kinders groot gemaak het. Dan sê jy vir 'n kind, ek wil jou daar kry. Ek wil hê, dit is wat jy op die ou einde moet bereik. Of laat ek so sê, jy sê vir die kind om iets te doen, en hy sien nie die prentjie wat jy sien, waar hy vandaan kom, wat sy aanleg is, wat sy vermoë is, en waartoe, wat die springblok is wat jy vir hom wil gee, waartoe hy kan gaan nie. Baie keer het ek vir ons kinders gesê, ek gaan nie toelaat daar waar jy nou is nie. Want is nie jy nie. As jy nie self daar uitkom, gaan ek jou daar uithelp. As jy nie verstaan hoe om uit te kom nie, ek sal jou help. Ek sal jou rigting gee. Die rigting is daai kant toe. Okay. Dis wat die Here moet ons doen. Ons mor en por en gaan te keer en huil, snot en trane. En die Here sê, wag, hou net 'n bietjie. Ek het die prentjie van jou lewe. Ek het die prentjie. En ek het 'n plan vir jou. Weet jy waar om toe te gaan? Nee, Here, moenie worry nie. Ek sal jou help. Daar gaan jy. Right. So ons lees hierso, hy sê hierso, vers 21, and being fully persuaded. Being fully persuaded. Dis ons probleem. We do not get persuaded. Want ons gaan so min om met die woord. Nie net in die lees van die woord nie, maar die woord hier binne in ons, gaan ons nie meer om die hele tyd, sodat die woord my kan oortuig nie. Dat hy in beheer is, dat hy 'n plan het, en dat hy die plan kan uitvoer in en deur my. Ek dink, ek is die main kingpin, ek moet hom die help die plan uitwerk, en ek moet hom die plan laat werk. Die Here sê vir Abraham, Abraham, raak rustig, Abraham, bly nou net stil, raak rustig, kom sit hier waar ek sit. Wow, Here, die 6000 jaar wat jy in die gedagte het van die aarde, hier is die hele plan, ek kan dit nie glo nie. Alright, seun, ek is in beheer. As jy dit aanvaar, gaan dit jou geregtigheid wees. Want dit is geloof. Dis wat die woord daar sê. Being fully persuaded. Our problem is, we are not fully persuaded. Persuade beteken, laat toe, lees die woord, dat die woord jou oortuig, van dat die Here 'n goeie plan het vir jou lewe. En jou kan red, daar waar jy nou is. En die antwoord vir jou is. En jou probleem, jou karaktereienskap, jou krom dele in jou lyf, krom dele in jou persoonlikheid, die skewe dinge in jou lewe, kan ek reguit maak. Ek is in beheer. Kom sit hierso, dat ek jou wys. En daarom kan ons na Hebreërs 11 toe gaan. Kom ons gaan na Hebreërs 11 toe. Dit word nooit oorgepreek nie, hoor. Nooit, ek het nog nooit, wat ek van kan onthou, ooit 'n preek gehoor nie. Ek dink daai skrifgedeelte is uitgesny uit die meeste Bybels uit van predikers. Hebreërs 11 vers 13.
nog nooit 'n geïnspireerde preek daaroor gehoor nie. 11 vers 13. These all died in faith, not having received the promises. Stuk ek nou. Not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. They all died in faith, but they didn't receive the promise. They've seen the promises afar off. So ons kan nie die beloftes vat, 'n ding uitvat uit sy konteks uit. En vir die Here sê, nou moet jy dit doen, want jy het so gesê. Gesê nie. Maar dit gaan nie oor die belofte nie, van wat hy gaan doen nie. Dit gaan eintlik oor hom. As my fokus gaan oor wat hy gaan doen, wat hy moet doen, is my fokus verkeerd. My fokus moet wees, hy, Alef, Emet, Emuno, Konan, daai beginsels. Dan, as ek met daai beginsels deur is, dan is ek nie met die fokuspunt nie. Dan gaan ek nie my verhouding maak of breek met hom, as hy nie doen wat hy gesê het, in daai spesifieke vers nie. Ek kyk verder as dit. En as ek die Here my nie hier genees nie, as ek voor sy troon kom, het hy gesê, gaan ek heel wees. En ek het die Here al baie sien genees. Die Here het my al baie keer genees. Ek het al gesien hoe die Here my ma gebid, hoe haar voet gegroei het en 'n rugprobleem opgelos is. En so kan ons aangaan. Die Here kan genees. Hy het genees. Hy sal genees. Hy wil genees. Maar wil hy nou, daar waar jy nou is dit wat hy sê, nou. Soms sluit Jesus die bekke van die leeu's, soms nie. Soms maak hy die tronkdeur oop, soms nie. Soms was gelowige middel deurgesaag, soos hy daar sê, soms nie. En so kan ons aangaan, as jy Hebreërs 11 lees, sal ons sien. Maar as jy enige van daai uitvat, wat wel gebeur in die kerkwêreld, in die Christene, jy vat daai een uit, van Daniel en die leeuke, jy vat hom uit, jy maak hom 'n doktrine, dat die Here leeu's se bekke sluit, punt. Gaan die leeu's jou opvreet? Vra my, ek het in Klaserie al geloop, met 'n sterk geweer. Maar as die leeu's brul, dan soek ek 'n boom. Dan weet ek, hy sal vir my opvreet. Kan die Here sy bek sluit? Ja, die Here kan. Gaan die Here sy bek sluit? Dit moet ek uitvind. So geloof is nie abrakadabra nie. Abrakadabra, nou Here, nou gaan ek vir jou 'n nuwe opdrag gee. Kom ons kyk of jy my nuwe musieksport kan gee. Ek noem dit geloof. Die Here kan enigiets voorsien. Die beeste op 1000 ewels behoort aan hom. So, met ander woorde is gelyk aan. Dok op jou. Deliver. Hebreërs 11, vers 1 en 2. Now faith, en daai woord faith is hierdie woord oman. Nou, en oman is onafskeidbaar van hierdie ander woorde wat ek met u gedeel het. Oman. Faith is the substance of things hoped for. Daai woord substance. Geloof het inhoud. Substance, inhoud. En daai inhoud is waarheid. Dis threads of truth. Daai substance
'n threads of truth, threads of emet, nee, garingstringe van emet, van waarheid, wat in my mondering ingewerk word, soos wat ek 'n verhouding het met waarheid. Ek het vir julle gesê, waarheid emet is dit wat uit die geskrewe woord uit na u toe kom, en ek dit toelaat dat dit my lewe regeer. Dit vorm die substance van my geloof. Geloof is nie 'n hol ding, vol van 'n klomp skrifgedeeltes wat vir jou pas in daai omstandigheid nie. En weer eens, ekskuus, ek wil net vir u sê daar, 11 vers 13 sê daar, these all died in faith. They died in faith. Alhoewel hulle die Here vertrou het hulle gesterf. In geloof. So dit beteken nie dat die leeu's hulle opgevreet het omdat hulle nie geloof gehad het nie. Hulle het in hulle sterwe geloof gehad. Hoor u. In die feit dat die Here nie altyd almal genees nie, want hy genees nie altyd almal nie. Ek kan vir u stringe noem van mense wat dood is, wat vertrou die Here gaan hulle oprig. They died in faith. Want wat is faith? Dit is die vraag. If they died in faith, in what did they die? They died in faith because they believe that He is in control. They believe that He is Oman. They believe that He is Aleph. They believe that they've kept loyal to Him. Aan die waarheid. Ja, sê so. Ja, van die wat ek ken. Some died in faith. Ander het al bekleiende en brullende en blasende die dood ingegaan. En toe hulle voor die troon kom, sê die Here vir hom, ja, my magtig, né? Jy was veronderstel om in geloof te sterf. Te glo dat ek op die troon is. En geliefdes, dit wat ek sê, tref my eerste. So dinge wat ek sê ek nie swalig nie. Dit geld vir enige een. Niemand word gespaar. Sometimes believers die in faith. Ek het ergens dit oorgeslaan, die 6de, net so belangrik as enige ander versie, enige ander beginsel, wat ek eintlik genoem het, wat ek net pertinent benoem, is die beginsel van Noshak. Noshak, is hier die stoel in die pad? Noshak, ken u baie goed. Dis eintlik genoem, soos ek sê, maar ek het gesê, ons gaan dit pertinent neerskryf. Die belangrike komponente van die woord en die beginsel van geloof. Noshak, NAW koppelting SHAKH, dit beteken the kiss principle. Ander woorde, wanneer u die skrif neem, die woord lees, bidend, u vind die persoon binne die woord, binne die struktuur van die woord, vind u God self in Christus. U hoor hoe praat hy met u, u verstaan, hy praat u aan, hy praat met u. Met ander woorde, hy soen jou met die woord. Hy soen jou, want hy wil 'n liefdesverhouding met jou kweek. Daarom sê die Hooglied, sê die skrywer daar aan die begin van Hooglied, hoofstuk 1, ek is nie seker as dit vers 2 nie, sê hy, kiss me with the kisses of your mouth. So hy sê, die gelowige sê, Here, soen my met jou woord. Want daai soen bring
die element van geloof in. Want geloof is iets bonatuurliks. Ons het net ook gesê geloof, hierdie hy, né, hierdie mannetjie, beteken openbaring, 'n venstertjie moet oopgaan. As hy oopgegaan het, het hy oopgegaan. Hier sit my vrou. 20 jaar terug, weet nie presies nie. Het ek een oggend in die kombuis ingeloop, het ek vir haar gesê, die Here het vir my gesê, die Here gaan hierdie plek eenmalig in een bedrag betaal, het ek het gesê. Ja. Het die Here dit gedoen? 2 of 3 weke later? Ja. Was daar meer mense as nou? Miskien 5 of 10 mense meer. Verder nie. Het ek iemand gebel en vir hulle gesê, die Here het vir my gesê, en na die rykes in die familie, in die gemeente gekyk, net soos erig hulle en so aan. Die Here het vir my gesê, hy gaan in een bedrag, Peter, alles betaal. Dis ons hoe dit gebeur, net Teresa. Dan word die mense so sielkundig voorberei, né, Isabel, vir om bietjie te gee. Net Dawid, want die Here het gesê, en uit wie anders te gaan die geldjies kom, Kaal? Van die Here af, né? So, julle het nou gehoor, ek vertrou die Here. En ek gaan julle herinner, hoor, daai tipe beginsel. En ek kan vir julle nog sulke voorbeelde noem. Ons het in Valeria gebly, en ek het verskriklik verlang na die Bosveld. Soos 3 jaar in Valeria. En ek het een oggend in die kombuis ingekom en gesê, ek het die Here gevra vir 2 tarantale. Hoekom? Ek sê, ek verlang na die Bosveld. Tarantale. Die Here gaan vir my 2 tarantale stuur. Hoe gaan die Here dit doen? Want ek bedoel, die muur is so ver en 'n tarantaal gaan nie tussen daai muur bly nie. Die Here het gesê. Het ek dit gesê? Ja, ek het dit gesê. Het dat tarantaal gekom? Ja, dat 2 tarantale gekom. Het ek vir al die bure gesê, hoor hierso, iemand se tarantaal is, het almal het gesê, nee, is nie hulle tarantaal nie. En waar die tarantale gebly? Op ons werf. 2 tarantale. Waar is die tarantale heen? Paar maande later, hierso. As julle 'n tarantaal hier sien rol, hier was die tarantale nie. Kinders en agterkleinkinders en baie agterkleinkinders van hulle. Ek het nie gesê, die Here het gesê, hy gaan vir my 2 tarantale bring. Nee, Heinrich, hier is ons 'n veearts. Tarantale, klik jy? 2 tarantaaltjies, né? Kan 22 ook wees, maar 2. Weet, vir Lorraine gesê, die Here het gesê, 2 tarantale. Die Here gaan dit voorsien. Ek vertrou die Here. Nou Lorraine en Heinrich, ek vertrou die Here vir 2 tarantale. Want ek weet, hulle kom die hele tyd met tarantale te doen. Is dit hoe geloof werk? Glad nie. Werk nie so nie. Maar ons sê, dis geloof. Want ons begin met mense manipuleer. Ek moet seker ophou. Kom ons sluit ons oë. Wonderlike Here Jesus. Ag Here, hoe skaam kry ons nie. Hoe baie keer het ek en elkeen van ons nie al ons hande en ons Bybels voor U rondgeswaai. En U probeer herinner asof U 'n seniele imbesiel is wat erin sit, met 'n kromstok en 'n wang wit baard. Ons is jammer daaroor. U woord sê, in you are the promises, yea and amen. U ken al die beloftes, want U is die woord. Maar ons kan geloof
die beginsel, die term geloof, Here, het ontaard in ons eie gemoed en om ons. En ons vra dat U in ons en deur ons harte sal werk, en ons oë sal oopmaak vir hierdie beginsels, wat U vir ons verduidelik. Beginsels wat die een die ander een komplementeer en beskryf, en verhelder, sodat ons die beginsel van geloof, die Bybelse beginsel van geloof, die beginsel van geloof in U koninkryk, sal beoefen en verstaan. Here, ons verstaan nie alles nie, maar ons verstaan dat U op die troon is. Dit verstaan ons. Alhoewel ons baie keer nie so optree nie. Baie keer raak ons benoud, baie keer begin ons rondkrap en rondjaag en verward en die mekaar praat, asof U buite beheer geraak het. Ons is jammer daaroor. Ons kan elkeen getuig van U liefde en U getrouheid en U genade teenoor ons. Ons vra dat U ons deur U woord sal onderrig, dat ons nie sal verval in 'n goedkoop ding wat ons geloof noem nie, maar dat ons Bybelse geloof sal beoefen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.